Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal dien tot opbou in die geloof en dat dit sal wees tot die eer van die Here. Soos gebruiklik, nou 'n paar oomblikke stilte totdat ons met die erediens begin. Die wydingslied vanoggend, Psalm 66, die 7de vers. Psalm 66 vers 7. Ons sing die wydingslied staande en bly dan staan tot na die lofsang. En die lofsang is gesang 249, die eerste en die 4de vers. Gesang 249 vers 1 en 4, ons lofsang. Ek is die goeie herder. My skape luister na my stem, spreek die Here. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer u grote maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid hier dat
juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U grote naam. In sy tweede brief skryf die apostel Johannes: dit is liefde, dat ons wandel volgens God se gebooie. Luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons bely in ootmoed saam met die kerkkoor al die eeue dat ons verdorwe is in sonde en van nature geneig is om God en ons naaste te haat, deur die sing van Gesang 79, die eerste vers. My God, hoe kragtloos, hoe ontaard, maak my die mag van sonde. Hoe is ek nie verblind, verhard en in my wil gebonde? Hoe het my skuld my nie vervreem, gemeenskap hier met U ontneem, U beeld in my verduister. Aan elkeen wat met opregte berou sy sonde bely en in ware geloof sy toevlug vind by Jesus Christus, word in die geloof verseker dat ons aan Jesus Christus toebehoort, wat met sy bloed vir al my sondes betaal het. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof en elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde.
en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons bevestig opnuut ons geloof en wy ons lewe biddend aan die Here toe met die sing van Gesang 71, die 1ste en die 3de vers. Trouwe Here van my lewe, God by wie ek vrede vind, Vader wat my skuld vergewe, dankbaar lief ek as u kind, vrees vir straf laat my nie weifel, want u liefde laat geen twyfel, en ek weet in sonde smart, u is trooster van my hart. Deur u seun skenk u genade, deur geloof neem ek hom aan, daarom vrees ek nie die kwade, omdat Jesus met my gaan, alhoewel in skuld gebore, was ek in hom uitverkore, voor u woord in skepingsmag, skeiding roep oor dag en nag. Ons lees saam, broers en susters, uit die woord van God, uit die evangelie soos Johannes dit beskryf het, hoofstuk 15 van vers 1 tot by vers 11. Johannes hoofstuk 15 van vers 1 tot vers 11. En terwyl ons nou die Bybel oopgemaak het, kom laat ons saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons buig in dankbare verwondering voor u. Want u het ons wat dood was deur ons sonde, lewe gegee. U het ons wat in sonde skuld vir u weggekruip het, geroep en getrek na u toe. U het ons wat verlore was, gesoek en gered. Waarmee sal ons ooit ons dank na behore aan u kan bewys? Hoe sal ons ooit in ons kleinheid u reg kan loof en prys? In u genade het u self ons ook vanoggend weer hier om u woord versamel, dat ons die blye boodskap van verlossing en heil kan hoor. Dat ons opnuut toegerus kan wees om onsself as lewende en heilige offers aan u te gee. Dat ons uit u woord kan lewe tot u lof en eer. Skenk ons nou in u genade, u Heilige Gees, o Here, dat ons u stem sal hoor en daarna sal luister. U woorde ons eie sal maak en in gehoorsaamheid onsself aan u sal wy met ons hele lewe. En neem ons stamelende gebede en lofsange aan, as 'n welgevallige offer
tot u verheerliking. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Johannes 15 vers 1 tot 11, 'n baie bekende gedeelte in die skrif. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is die woorde van die Here Jesus. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat dit ook glo en doen. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Daar is min dinge in die lewe, broers en susters, wat 'n mens so goed en tevrede laat voel, as wanneer jy 'n stuk werk deeglik en suksesvol afgehandel het. As 'n mens terugkyk op 'n dag en jy sien vrug op jou arbeid, dan weet jy, dit was 'n vrugbare, goeie dag. En dit maak nie regtig saak hoe die taak lyk wat ons so uitvoer nie. Die huisvrou, wat na die ete die kombuis silwer skoon maak en die skottelgoed skrob en die potte was, as sy terugkyk op die skoon kombuis, voel ek het iets gedoen wat die moeite werd was. En dit bring vreugde. 'n Boekhouer wat aan die einde van die maand met groot moeite tot in die middernagtelike ure die maatskappy se inkomstes en uitgawes moet optel en kontroleer en aan die einde alles laat balanseer, die weet met genoegdoening dat sy sake reg is, dat alles in orde is. Hy slaak 'n sug van verligting en hy kan goed gaan slaap. En daar's baie meer sulke voorbeelde, baie meer sulke dinge wat ons doen, wat ons weet, as ons iets reg en goed gedoen het, dan laat dit ons met vreugde. Vir gelowiges is daar natuurlik ook die trots in ons arbeid. Trots dat ons iets mag doen. Martin Luther het gesê, alles wat ons doen, doen ons vir die Here. Selfs wanneer ek die vloer vee, doen ek dit vir die Here, en daarom doen gelowiges hulle werk met toewyding. Doen hulle dit met ywer, doen hulle dit goed, en ervaar hulle baie arbeidsvreugde. En dit is so omdat God ons geroep het tot arbeid.
Hy het die man en die vrou gemaak as God se verteenwoordigers, om te heers oor sy handewerk, om te sorg vir sy skepping. Hy het ons gemaak na sy beeld en sy gelykenis. En ons God is nie 'n ledige God nie. God is 'n God wat werk, wat besig is. Hy het geskep, hy onderhou, hy stort sy barmhartigheid uit, hy regeer oor die wêreld, hy gee aan ons genade, hy beskerm ons, hy lei ons, deur sy gees is hy by ons. Daar is geen oomblik wat God hom nie met ons bemoei nie. En as skepper en onderhouer en koning het hy ons aangestel om ook steeds in die wêreld besig te wees. Besig te wees om sy werk te doen in die wêreld. Om sy verlossingswoord te verkondig. Om mense na hom toe te bring deur hierdie verkondigde woord. Om self ons lewens te gaan lei, heilig en rein. Om voortdurend in hierdie wêreld so op te tree, dat almal kan sien, ons is die kinders van God. God het ons nie geskape om ledig te wees nie. God het ons geskape om te werk en vrug op ons arbeid te dra. Die vloek wat op Adam uitgespreek is nie dat hy moes werk daar in die paradys nie. Selfs voor die sondeval moes hy dit al doen. Maar die vloek is dat werk nou met sweet gepaard gaan. Dat dit gepaard gaan met moeite, dat daar allerhande struikelblokke is. Dat ons nie meer in ons eie krag kan doen wat God vir ons beveel het nie. Maar dat ons voortdurend vanweë die sonde met ons gebreke en ons tekortkominge, met die omstandighede van die wêreld om ons moet spook en spartel, dat ons steeds vrugbaar kan lewe. En 'n mens kan maar rondom jou kyk, broers en susters. Daar is niks wat so afbrekend op 'n mens werk. Niks wat jou so vinnig tot depressie en wanhoopigheid dryf, as wanneer jy niks het om te doen nie. Want as jy niks het om te doen nie, dan voel jy baie gou, ek beteken ook niks. Ek dra my niks meer by nie. My lewe is onvrugbaar. Dis dood. Vir gelowiges is ons arbeid natuurlik anders as die arbeid van ongelowiges. Ons werk anders as mense wat die Here verwerp het. Want ons lewe nie meer vir onsself nie. En ons arbeid is nie vir onsself nie. En die vrug op ons arbeid is nie bedoel net om onsself daarmee te laat goed voel en tevrede voel nie. Ons lewe vir die Here. Ons is weergebore as nuwe mense. Ons is deur die bloed van Jesus Christus en sy verdienste herskep na die beeld van God. Ons leef in hierdie wêreld opnuut as sy kinders, sy verteenwoordigers. In ons werk en ons arbeid, ons lewe, kan mense sien hoe lyk die Vader. Watter liefde het God vir hierdie wêreld? Waarmee is God besig? Dit sien mense aan die dinge waarmee ons besig is. Die belangrikste vir ons as gelowiges is nie die salarischeck aan die einde van die maand nie. Dis nie die goedkeuring van 'n baas of mense rondom ons wat ons prys en sê hoe goed ons werk en hoe mooi ons die huis aan die kant hou nie. Vir ons is die heel belangrikste dat ons vrug dra tot verheerliking van die Vader. Dat mense in ons kan sien
Ons is God se kinders. Want dit is die vrugte wat 'n gelowige dra. Dit is die werk wat hy moet doen. Dis aan hierdie vrug dat ons geken sal word. En nou sê die Here Jesus, ek is die wingerdstok. My Vader is die landbouer. My Vader het my gestuur, hy het my in hierdie wêreld geplant, sodat sondaar mense opnuut kan lewe vir God. Vader self het deur Jesus Christus ons kom herskep en nuut gebore laat word as sy kinders. Maar ons kan net lewe as kinders van God, ons kan net lewe as nuwe mense, wanneer ons in Jesus Christus bly. Wanneer ons by hom bly, wanneer ons aan hom verbonde is, sodat ons nie vir onsself leef nie, maar vir hom. Jesus maak dit baie duidelik in hierdie gelykenis. Net soos geen wingerdloot kan vrugte dra, as dit afgesny is van die wingerdstok, die stam nie, so kan 'n mens geen vrugte dra as jy losraak van Jesus Christus nie. En Jesus doen dit nogal op 'n waarskuwende manier. Elke loot wat geen vrug dra nie, die snoei die Vader af, gooi dit weg, dit word verdroog en dit word verbrand. Iemand wat sê dat hy 'n gelowige is, dat hy in hierdie wêreld glo, maar hy bly nie in Jesus Christus nie, en hy dra nie die vrugte van Jesus Christus nie, word afgesny. En hoe bly ons in Jesus Christus? Ons bly in Jesus Christus deur in sy liefde te bly. Die liefde wat hy kom toon het, deur in alle dinge aan die Vader gehoorsaam te wees. Soos ek in die liefde van die Vader bly. Die Vader wat my stuur om te red, om te verlos, om sy werk te kom doen. En ek doen dit met blydskap en oorgawe en toewyding. Ek doen dit tot aan 'n kruis en in die graf. So moet julle in my liefde bly. Die liefde wat ek het, dat ek julle my kinders maak, my wingerdlote, dat julle kan vrug dra in hierdie wêreld, dat julle ook in hierdie wêreld kan lewe in gehoorsaamheid aan God, aan sy gebooie, dat julle kan lewe op so 'n manier dat julle hele lewe daarvan getuig, dat ons aan die Here behoort. Bly in hierdie liefde van my, soos ek in die liefde van my Vader bly. As julle my gebooie gehoorsaam, sal julle in my liefde bly. Dis die vrug wat ons moet dra, broers en susters, dat ons in gehoorsaamheid aan Jesus Christus gaan lewe. Want Jesus Christus het immers gekom om ons juist vrugbaar te maak, opnuut beelddraers van God te maak, opnuut in hierdie wêreld mense te maak wat besig is, elke oomblik van ons lewe om God se wil uit te voer. En God se wil vir ons is nie alleen in die 10 gebooie opgeneem nie. God se wil vir ons is dat ons onder alle omstandighede sy beelddraer sal wees. Dat ons met die getrouheid waarmee Jesus Christus die taak wat die Vader aan hom opgedra het, met dieselfde getrouheid die take wat in hierdie wêreld deur God aan ons opgedra word, sal voltooi. En dis nie alles groot en belangrike take nie. God dra aan ons die take op om onder alle omstandighede die beeld uit te dra van mense wat met getrouheid en sorgsaamheid en deeglikheid soos God ons werk doen. Dit geld in ons huwelik.
waar God aan die man die taak opdra om hoof en priester van sy huis te wees. Dit geld vir die vrou, wat die opdrag het om so te leef dat hierdie taak van die man uitgevoer kan word, dat sy dit alles moontlik maak, wat beteken dat 'n man moet hard werk, of hy nou vir die stadsraad werk en of hy sy eie besigheid het, hy moet werk sodat hy sy gesin met God en met eer kan onderhou, want hy verteenwoordig God wanneer hy by die stadsraad werk. En hy voer sy plig uit wat God aan hom opgedra het wanneer hy vir sy gesin sorg. En dit beteken dat die vrou haar huishouding reg en ordelik sal beheer en daar die nodige aandag aan sal gee, dat sy getrou sal wees ook in haar huishouding, maar as sy buite die huis werk, dat sy ook daar die werk so sal doen, dat sy dit moontlik maak vir 'n samelewing om onder die sorg en die sagte hand, as ons dit so kan sê, van 'n vrou se invloed te funksioneer. Want dis wat God haar opgedra het. En so kan 'n mens dit nou dwars deur jou lewe gaan toepas, broers en susters. Gelowige mense is geroepe mense. Daar is nie 'n ding wat ons doen wat buite ons roeping val nie. Roeping is nie net iets vir 'n dominee of 'n onderwyser of 'n dokter nie. Roeping is vir ons elkeen. Ons is elkeen geroep om te gaan vrugte dra. En ons dra vrugte in gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Daarom sê die Here Jesus, my Vader, snoei julle reg deur die woord wat ek spreek. Deur die woord van Jesus se heerskappy oor ons. Deur die woord van Jesus se liefde vir ons. Deur die woord van Jesus se beskermende mag wat met ons is al die dae. Deur die woord van die Heilige Gees wat ons vertroos en lei en elke dag by ons bly dat ons God kan ken en sy werk kan doen. Ons is geroep om God se werk te doen en ons kan ons roeping net vervul as ons dit besef en begryp. En wanneer ons hierdie woord gebruik om die lood wat ons is skoon te hou, vrugbaar te laat wees in hierdie wêreld. En dan leef ons tot die verheerliking van God. En dit, broers en susters, is ons hoogste roeping. Van die heel begin af is ons geroep om so te leef dat God verheerlik kan word. Deur ons verheerlik kan word. Wanneer die skepping na ons kyk as die beelddraers van God voor die sondeval, het hulle God verheerlik in die mens wat God se werk gedoen het. En nou in hierdie sondebedeling waarin ons leef, is ons geroep om so te lewe dat mense God kan verheerlik, omdat ons roeping vervul. Dan bereik ons hoogste en eerste lewensdoel. Maar dit is nie uit onsself nie. Natuurlik kan ons dit nie uit onsself doen in hierdie sondebedeling nie. Ons bly in Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees wat ons aan hom vasmaak, wat ons in hom laat glo, wat die woord vir ons oopmaak en deursigtig maak dat ons daardeur gesnoei kan word. Daarom kan ons nie vrug dra as ons nie begeester is en deur die Gees gelei word en die Gees in ons woon en werk, dat ons kan werk na die wil van God nie. Om die rede, broers en susters, kan nie een van ons ooit
onsself op die skouer klop en sê, kyk hoe goed leef ek voor God nie. Ons kan alleen maar biddend smeek, Here, gee u gees, dat ek goed voor u kan lewe. Maak my vol met die Heilige Gees. Maak my vol met u woord, dat ek kan gehoorsaam, dat ek vrugbaar kan wees, dat ek u kan verheerlik. En dan sê die Here Jesus, ek het dit vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Die vreugde wat die Here Jesus het, om die werk van sy Vader te doen. Die vreugde wat sy lewe gevul het, sodat hy sonder God niks gedoen het nie, is die vreugde wat hy ook aan ons meedeel. My blydskap in julle. As ons deur die Heilige Gees toegerus word en bemagtig word om ons roeping uit te leef tot verheerliking van God, dan word ons lewe 'n lewe van vreugde. Wanneer ons vrugte dra in die geloof, dan, broers en susters, word ons hele lewe 'n fees. 'n Lewe wat feestelik en met blydskap getuig, ek is die Here se. 'n Lewe wat met feestelikheid uitroep, die Here sorg vir my. Die Here is in my en ek is in hom. En daarom beteken my lewe iets. Daarom is dit 'n vrugbare lewe. Geloof, geloofsgehoorsaamheid, geloofsvrugte bring ook geloofsvreugde. As ons roeping uitleef, dan word ons lewe 'n lewe van blydskap. Want gehoorsaamheid aan die Here, getrouheid in ons arbeid vir God, gee aan ons lewe sin en betekenis. Maak dit vol vrug en verseker ons dat hierdie vrugte bly tot in die ewige lewe. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u, Here, vir u goedheid oor ons. Ons dank u dat u ons ingelyf het in Jesus Christus, deur doop en wedergeboorte, deur geloof en bekering, deur roeping en gehoorsaamheid. Ons bid, Here, lyf ons elke dag in Jesus in. Laat ons in hom bly, en hy in ons, dat ons veel vrug kan dra, roepingsgetrou kan lewe, en die blydskap van die kinders van God in ons lewe kan ervaar, omdat ons aan u behoort en u werk doen met toewyding en met oorgawe. Ons dank u vir u sorg elke dag. Ons bid, Here, dat u ons so sal lei, dat ons in alle dinge u wil sal soek en sal doen, dat ons onder u heerskappy ons lewe sal voeg, en bid, Heer, dat u ook oor die wêreld om ons so sal regeer, dat elke knie voor u sal buig, en elke tong sal bely dat u die Here is. U sorg vir ons met alles wat ons nodig het, en ons dank u daarvoor. En bid, Here, gee ook vir ons in die week wat kom, alles wat ons nodig het. Ons wil voorbeding doen vir almal wat in besonder in behoefte is. Genesing waar daar siekte is, troos waar daar droefheid is, bemoediging waar daar neerslagtigheid is,
uitsig waar die toekoms donker geword het, geloof en geloofsekerheid waar daar onverskilligheid en afvalligheid gekom het, wil u, Here, ons met alles versorg, dat ons u kan ken en kan dien met trou en oorgawe. Ons bely voor u dat ons baie sonde doen. Van nature is ons geneig om u en ons naaste te haat, en ons loop struikelend deur die wêreld. Here, vergewe ons sonde. En laat ons raak sien, dat ons wat so baie vergewe is, ook ander met vrymoedigheid kan vergewe. Die magte van die bose in hierdie wêreld is steeds sterk. Die duiwel is los, Here, en u weet self hoe die omstandighede al erger en al erger word. U het dit ook in u woord vir ons geleer. En wanneer dit so is, dan kan ons net leef onder u beskermende hand en pleit ons, Here, bewaar ons van die magte van die bose en die duiwel, dat ons nie in die versoeking val en voor sy verleidinge swig nie, maar gee die krag van u Heilige Gees, dat ons oorwinnaars sal wees oor sonde, oor duiwel en dood, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 100. Ons sing die eerste, die derde en die 5de vers van gesang 100. Die ware wijnstok is, die krag voortdurend my gegewe, behoed my van verderfenis, die strome siel en sien my, sodat ek waarlik vrugbaar bly. Geen groeikrag kom deur eie strewe, niks kan ek sonder u, o Heer. In u gemeenskap groei die lewe, die lewensvolheid meer en meer. Die dring my met die Gees voortaan, die lood wat u ontval vergaan. Nie hiervan u wil ek nie skei nie, u wat die ware wijnstok is. Wanneer u liefde my nie lei nie, is ek 'n loot wat vrugloos is. Gee dat ek altyd vrugbaar bly en u verheerlik word in my. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by u almal bly. Amen.